Nou ja, dit is vir my lekker om saam met julle te kuier op so 'n platform. Waar begin 'n ou? Ou se hart, die laaste ruk deel die Here maar met 'n ou en net om eintlik so 'n bietjie agtergrond te gee, julle sal weet nou as julle sonnaande saam met ons kuier, noem ek dit gereeld. Ek probeer nie 'n moordkuil vir my hart maak nie. En ek probeer sê wat die Here wil hê ek moet sê. Ongeag die gevoelens en ongeag die hoe kan nou sê die teenkanting dalk is dalk die woord. Maar wat baie belangrik is vir ons vandag is ek glo dat die kinders van die Here, die ware kinders van die Here, die bloedgewaste, geesgevulde kinders van die Here, het 'n ander standaard om te lewe. Rise to the occasion. Terwyl ek gisterand huis toe kom van die aanddiens af en ek sit en ek dink daaroor en ek dink aan hoe ek nie, kom ek sê, hoe ons eintlik nie 'n beweging van die Here verdien nie, nê, want ons doen nie, ons is eintlik net afhanklik van hom. Dat daar is nie 'n ding wat ons kan doen om te verdien dat Jesus sy gees uitstort nie, oor ons nie. Daar is nie iets wat ons kan doen om te maak dat die Here ons meer lief het nie. Daar's niks wat ons kan doen nie. Dit gesê, glo ek dat herlewing staan op gebed en staan op ou se desperaatheid vir Jesus. En dan is dit baie belangrik vir ons om te kan verstaan, en ek wil nie te lank vir jou tyd vat nie, want ons is nou in hierdie ding, ons bid vir ons skole, ons bid vir ons werksplekke. Jy het nou gisterand 'n toolbox gekry met planne oor hom te bid, en ek wil jou motiveer vandag. 'n ding wat vir my baie uitstaan, iemand het eendag gesê, ek dink dit was A.W. Tozer of ek dink Leonard Ravenhill het hom ook aangehaal, om Leonard Ravenhill wat gesê het, as Jesus vandag hierso was en hy dieselfde boodskap gepreek as wat baie kerke vandag preek, sou Jesus nooit gekruisig gewees het nie. En inteendeel, dan wil ek 'n stap verder gaan. As Jesus vandag hier was en hy het weer dieselfde boodskap gepreek wat hy preek in die Bybel, want baie keer maak ons dit so distorted, en ek sê ons, want ek dink elkeen van ons is skuldig daaraan. Hoor wat sê in 1 Johannes, in Johannes 1, jy ken die geskrif, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons weet hy praat van Jesus, maar hoor wat sê hy in vers 10 en 11, hy sê, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Alles het deur Jesus ontstaan, hoor, hy sê, en die wêreld het hom nie geken nie. Hoor wat sê hy? Hy het na sy eiendom gekom. Wie sy eiendom? En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die Engelse vertaling sê dat Jesus het gekom, he came to his own and his own rejected him. Ek is van mening dat as Jesus vandag in die kerk was, sou die kerk hom weer doodgemaak het. As gevolg van die boodskap wat hy sou preek en die boodskap wat hy voor sou gelewe het. Nou vir my is dit 'n ding, want ek probeer so prakties as moontlik wees by die woord van die Here, en ek soek nie net die mooi boodskap in die Bybel nie, ek soek iets wat my hart raak, en vir my die belangrikste ding is, ek was in religion, julle, ek kan nie vir jou sê hoe het religion my lewe consume nie. Ek dien 22 jaar die Here, en vir 'n groot deel van 22 jaar was ek vas in godsdiens, was ek vas in goeders wat vals is, en nooit regtig 'n impak gemaak het nie. En daar's 'n tydperk in my lewe waar ek vir die Here gevra het, Here, kom druk die delete knoppie. Kom druk die delete knoppie. En hierdie gaan nou vir jou sin maak. Ek sê, Here, druk die delete knoppie. Ek wil leer wat U leer. En ek sê nie ek weet alles nie, want ek doen nie. En ek sê nie ek is die enigste een wat weet nie, want ek is verseker nie. En ek sê ook nie ek is die enigste een wat by Jesus hoor nie, want ek is nie. Jy hoor ook by die Here. Jy hoor ook God se stem. Net gou vashak daar. Ek sien vandag 'n ding wat die ou sê, hy sê, do not be concerned if God hears you. You should be concerned if you hear God. En daai is nog 'n ding. Ons is baie keer so bekommerd, ja, die Here hoor my nie, hoor die Here my, is die Here daar, sien die Here my. Maar wat as ons net daai kan verander, sê, Here, hoor ek U, sien ek U. Jesus kom en sy eie mense sien hom nie, sy eie mense erken hom nie, sy eie mense reject hom, en sy eie mense vermoor hom, die kerk. En tog is dit so, dwars deur geskiedenis was dit nog altyd so, dat die kerk was nie reg vir 'n beweging van die Here nie. Dan het my hart brand nog meer, want ek weet meer as enigiets het die kerk van die Here 'n herlewing nodig.
En dan is ek opgewonde as ek sien wat Jesus besig is om te doen, en ek weet nie wat kom nie, en ek weet nie van die repercussies wat kom, en die repercussions, kom ek sê eerder repercussions, nie 'n vieslike anglisisme nie, repercussions wat kom nie, en ek weet nie wat môre vir my mag sal inhou nie, maar al wat ek weet is, dat ek en jy het 'n opdrag nodig. Ek en jy het nodig om hierdie woord te lewe. Ek het gisteraand aangehaal Romeine 14 vers 8 wat sê, as ek lewe, lewe ek vir Christus, en as ek sterwe, sterwe ek vir Christus. Ek wil jou motiveer, kind van God, om daardie toolbox te vat. Sal jy nie daai toolbox vat en jou eie maak nie? Die skrifte daar binne, wil jy nie gaan merk in jou Bybel nie? Wil jy nie daardeur gaan nie? Wil jy nie 'n halfuur vroeër opstaan nie? Wil jy nie dalk 'n halfuur later gaan slaap nie? Wil jy nie tyd maak en errands maak nie? Wil jy nie 'n draai gaan ry om 'n skool, of wil jy nie dalk deur jou werksplek stap, of deur jou besigheid stap nie? Wil jy nie dalk 'n geliefde se naam iewers te plak in jou huis wat jy kan sien prominent, en wil jy nie die Here vat op sy woord en hom roep op sy woord en sê, Here, dankie vir die gees van God wat werk, dankie Here dat omstandighede kan draai, dankie dat lewens kan verander, dankie dat die atmosfeer kan verander, Here, want waar U is, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kan ons nie aan die Here vashou meer as ooit nie? Ek wil jou bemoedig vandag, kind van God, ten spyte van wat voor ons lê, ten spyte van wat agter ons is, God is besig om te beweeg in ons midde, en ek vra jou, kan jy dit sien? Kan jy dit ervaar dat God is besig om te beweeg? Nie omdat George so sê nie, nie omdat enigiemand anders so sê nie, maar die gees van die Here beweeg. En laat my dink aan 'n ou koortjie wat sê, all over the world the Spirit is moving, He's touching the nations. Daai is so waar. Ons sien die onluste, ons sien die moeilikheid in die wêreld, ons sien trampel 'n bom almal, en ons is so naby aan 'n oorlog. Maar weet jy wat, ek wil vir jou sê, ons is dalk so naby aan 'n oorlog, maar ons is in 'n geestelike oorlog. Ek en jy het 'n mandaat om te veg. Ek en jy het 'n mandaat om die Here vas te gryp vir die uur waarin ons lewe. Al hoop wat ons het, is die uitstorting van die Heilige Gees. En ek wil vir jou bemoedig, geliefde, elkeen van julle wat 'n toolbox gevat het. Wil jy nie erns maak met die Here nie? Wil jy hom nie vertrou nie? Wil jy nie sien wat God in staat is om te doen nie? Gryp die Here vas in sy woord. Maak hierdie woord jou eie en sien hoe die Here besig is om te werk en sy woord te manifesteer. Ek wil vir jou sê baie dankie. Baie dankie dat jy deel is van Sondae-aande. Baie dankie dat jy saam bid. Baie dankie dat jy deel is van die wat sê ek sal gaan en ek sal stap. Ek sal stap met 'n plan. Nie net in my straat nie, maar ek sal stap. Ek sal hierdie lewe ding doen met 'n plan. En die plan is Jesus Christus. Die plan het nog nooit verander nie. Mag die Here jou seën. Mag jy weet wat God oor jou droom. Mag jy uitstaan, mag jy uitblink, en mag jy sien die dinge wat jy voor God noem, die dinge wat jy voor die Here vertrou, voor jou sien gebeur. Mag jy die hand van die Here oor jou lewe ervaar. Mag die Here jou beskerm. Mag die Here jou huis beskerm. Jy is die geseënde van die Here. Stap onder die hand van die Here. Stap onder die salwing van die Here. God wil jou gebruik.